It is love that matters. All else will pass away. We need a thoughtful love, a wisdom that sees and knows more deeply, a faith that trusts in the power of God who lives beneath our wings. Ours is the age of something radically new. It is more than a reformation. It is an evolution in love. It is not simply we humans who are in evolution, but God seeks to evolve, to become more being in love, more conscious, more God at the heart of the universe. This is the truth that sets us free, the light that eludes our sight. We are the privileged bearers of transcendence. God cannot do for us what we must do for ourselves. Empty our lives of the inner clutter and noise so that we may welcome God within. Only when we allow God to be God for us can God save us, because divine love can do no other than make whole. God's love is unmanageable and unruly. It is creative, spontaneous, and novel. It slips in between our controlling urges and dwells in the unbearable wholeness of our being. What a cunning God this is, who hides in lepers and appears in a poor man carpenter turned preacher. Divine love is beyond what the human mind can imagine or invent. It is not logical or predictable. It has empowered life from the beginning and promises to stay forever, because love is ever new, ever more whole, deepening the rich creativity of life's playfulness. We all have a part in this unfolding love. We are all wholes within wholes, persons within persons, religions within religions. We are one body, and we seek one mind and heart, more personal and unified in love. This urging toward oneness is an invitation to evolve the divine. We must unfold the past into the quantum moment, and let us aim toward the future. For up ahead is the Christ, rising from the dead in the darkness of night, to become for us the God of the future. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Een van die liedjies wat ek die beste kan onthou, die gesange wat ons gesing het in die kerk is: God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. En dat ek altyd by myself gedink, hoe moet ek nou bedink wat liefde doen? Liefde is mos net 'n gevoel. Liefde is genoeg, die romantiese idee daarvan. Ons moet mekaar net lief hê, dis genoeg. Maar dan het ons nog nie bedink wat liefde doen nie. En dan sê die gesang verder: mag sy seën al meer gestalte in ons doen en late vind. Ek het onlangs hierdie sang gehoor. Die sang se naam is Melodies van Dermot Kennedy. En dit was my ongelooflik treffend. Hy sing: I don't hear melodies, I just hear words. When you say you love me, and that's why it hurts. We used to sing symphonies. Now we can't carry a tune. I don't hear melodies the way I used to.
I want to see rainbows, but I just see rain. I wish I could make believe we feel the same way. We used to be colorful, but now we're just wrapped up in blue. I want to see rainbows the way I used to. 'Cause you deserve melodies, more than just words. And I'll always love you, that's why it hurts. We used to sing symphonies, but now we can't carry a tune. I want to hear melodies the way I used to. So, die lewe en meer spesifiek waaroor ons vandag gaan praat, die liefde, die kuns van lief hê, is woorde en melodie. En as ons nou nog verder wil gaan, dan kry ons nog harmonie en suiwerheid om op die noot te kan sing of te kan speel. Ek gaan dit verduidelik aan die hand van hierdie skrif wat my nog altyd bybly en ek dink ek sal nooit daarmee klaar wees nie, of die skrif sal nooit klaar wees met my nie. Filippense 1, 9-10. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberisplik en sonder blaam wees, heel wees, soos wat ons sing in die kerk as ons 'n baba toewy of 'n baba doop. May the grace of our God be with you now and always. May you stay whole until he comes. En dan die message vertaling op Eugene Peterson se snykant wat dit so sê. So this is my prayer, that your love will flourish and that you will not only love much, but well. Learn to love appropriately. You need to use your head, bedink wat liefde doen, and test your feelings so that your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. Live a lover's life, circumspect and exemplary. A life Jesus will be proud of, bountiful in fruits from the soul, making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. To not only love much, but well. Mens kan much lief hê, mens kan baie lief hê, net met woorde. Maar wanneer het jy ook goed lief? Wanneer het jou liefde toegeneem in begrip en fyn aanvoeling? Wanneer kan die persoon wie jy lief het, die melodie van jou liefde hoor? Nou, as daar gepreek word oor liefde, is die kerk gewoonlik voller as gewoonlik. Ons word so aangetrek deur die woord. Al het ons nie die vaagste benul wat dit beteken nie. Al het ons al keer op keer seer gekry deur die woorde, ek is lief vir jou, wat so mooi klink. En het ons alself ander mense seer gemaak met die woorde. En dis nie 'n wonder nie, ons is aan mekaar gesit, in en vir en deur en tot die liefde. En dit bly die wonder. Maar 'n blote gewonder daaroor en verwondering daardeur gaan nie van ons beter lovers maak nie. Die titel van Erich Fromm's boek The Art of Loving sê dit presies. Dis 'n kuns. En soos met enige ander kunsvorm is daar verskillende genres. En meer belangrik, soos in enige ander kuns, vat dit oefening. En die beoefening van 'n kuns verg dissipline. Dit verg aandag, konsentrasie, geduld en bovenal 'n erns om die kuns te bemeester. En ook 'n oefening is nie daar om
goed te lyk nie. Mense is nie veronderstel om goed te lyk altyd terwyl jy oefen nie. Ons hoor daagliks al hierdie wonderlike goed van die liefde en ook die moeilike goed van die liefde. Ek praat met my studente en hulle sê vir my, wat 'n ander woord, wat 'n gemors is dit op die oomblik om die dating scene, om ek wil sê om liefde te vind, dit klink so verskriklik, maar dit is so moeilik, want alles is deur 'n filter, en 'n mens weet nie meer wat jy kan glo of nie. In hierdie boek van Thomas Lewis, A General Theory of Love, skryf hy 'n gedeelte en dan sê hy, people who cannot see content must settle for appearances. Vir die doel van ons metafoor nou, people who cannot hear melodies must settle for words. They will cling to image with a desperation appropriate to those who lack an alternative. In a culture gone shallow, plastic surgery supplants health. Photogenicity, gooi my nou, trumps leadership. Glibness overpowers integrity. Sound bites replaces discourse. And changing what is fades before the busy label swapping of political correctness. When a society loses touch with limbic bedrock, spin wins. En hierdie spin is op die liefde ook gesit, of die industrie wat liefde geword het. Wat is liefde? Wat is die inhoud daarvan vir jou? Die content en wat beteken dit in jou daaglikse lewe? Ek sê daagliks vir ten minste 4 mense, ek is lief vir jou. Maak ek elke dag kuns, erns met hierdie kuns? Ek is bevrees nie. Ek oefen party dae harder om dieper te kan asemhaal of fikser te kan word, as wat ek oefen om lief te hê. Ons het almal aspirasies om 'n goeie ma te wees, 'n suksesvolle praktyk te bestuur, om 'n goeie kind vir my ouers te wees, of om my reputasie, om 'n goeie reputasie te bou, as wat ook al. Vir hoeveel van ons is dit werklik prioriteit om 'n goeie lover te word? En daarmee bedoel ek nie om jou slaapkamer tegnieke te verbeter of jou pad boontoe te slaap nie. Lover in elke sin van die woord. 'n Liefhebber. 'n Mens wat maar mag lief hê, soos wat 'n goeie kunstenaar mag skilder en uitstallings hou, om die ure van toewyding tentoon te stel. As ek net much gaan lief hê, soos wat Paulus skryf. I pray that your love will flourish and that you will not only love much, met woorde nie, but well, ook met melodie. As ek net much gaan lief hê en nie ook well nie, kan ek so much liedjies sing of speel soos wat ek wil. Niemand gaan dit koop nie, niemand gaan daarna wil luister nie. Niemand gaan glo ek is waarlik 'n kunstenaar van die liefde nie. As ons onsself bly flous deur te sê, ek is baie lief vir jou, maar dit wys nie in hoe gepas ons lief het nie. Hoe raak ons mekaar lief het nie, gaan ons nooit werklik goeie lovers of doers of love kan word nie. Chris van der Merwe skryf in sy boek Die Wonder van die Goddelike Liefde. Om die liefde te begryp is dit nodig om te begin by die goue reël wat Jesus gegee het. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Matteus 7 vers 12. Maar daar is mense wat praat van 'n platinum reël wat aan die goue reël toegevoeg moet word. Die reël bepaal dat jy die beste vir ander moet begeer in ooreenstemming met hulle begeertes
en nie volgens wat jy dink die beste vir hulle is nie. Iemand het geskryf, when the absolute falls into the water, it becomes a fish. Of, toe die woord vlees geword het, en weer, soos ek so baie keer sê, in NP van Wyk Louw se woorde, die visarentjie van God het in ons benoude vlees kom val en mens geword. En in dieselfde deel in Johannes 1, en dit hak nou aan ons vers oor die liefde, staan dit in die woord het vlees geword en eintlik sy intrek by ons geneem om die message vertaling te vertaal, het in ons buurt kom intrek, onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Vol genade en waarheid, nie 50% genade en 50% waarheid, soos wat meeste van ons is, of meeste van ons hel eintlik oor na die een kant is, of waarheidsmense of genade mense, vol genade en vol waarheid. When the absolute falls into the water, it becomes a fish. Dit word mens, dit kry vlees, vol genade en vol waarheid. Vol van die regte woorde, maar ook die melodie. Die absolute liefde van God, wat in die mens tot uiting kom, neem in elke situasie 'n ander vorm aan, na gelang van die behoeftes van daardie spesifieke situasie. Die uitdaging of die uitnodiging eerder is vir ons om te weet wanneer om op te tree en wanneer om niks te doen nie. Wanneer om te troos en wanneer om net teenwoordig te wees. Wanneer om hoegenaamd iets te sê en wanneer om stil te bly. Wanneer ons hard en wanneer ons sag moet wees. As liefde betoon word op 'n manier wat nie vir die spesifieke situasie of persoon of tydstip reg is nie, wek dit net verset. Ons moet nie die vis waarvan, ek kan nie sy van uitspreek, ek weet nie om dit te sê nie, Bernard, kom ons noem hom Bernard, want dit is sy naam. Ons moet nie die vis waarvan Bernard gepraat het, op die land laat kom, of probeer om die leeu's te laat vlieg nie. Die liefde moet die vorm aanneem wat die situasie vereis. Wat vra dit van jou vandag? Wat vra dit van my vandag? En hoe sal so 'n wêreld vol lovers lyk? Ek dink as mense waarlik, soos in Richard Rohr se boek, die titel van die boek sê eager to love, wanneer ons gretig is om lief te hê, wanneer ons gretig is om 'n wêreld vol liefde te skep en na te laat, dan sal dit baie anders lyk. In Sue Monk Kidd se boek, When the Heart Waits, vertel sy hierdie storie van 2 vrouens wat na Handel se Messias gaan luister het, en na die uitvoering vra die een vrou vir die ander, het jy die Messias geniet? En die ander een antwoord, geniet? Nee, dit het my die mekaar geskuif, dit het my ontwrig, dit het my geskit. Beteken dit, dis nie wonderlike, vol musiek nie? Nee, en partykeer is dit juis hoe die liefde met ons maak. Dis nie net, pink en sag, want liefde, kom ons noem dit dan so, woorde sonder melodie, waarheid sonder genade, is hard en ongenaakbaar en fundamentalisties. Genade sonder waarheid, of dan melodie sonder woorde, is baie keer verwarrend en selfs vals.
Ons moet leer waarop dit afkom, om te kan onderskei waarop dit aankom. En die onderskeiding is die harmonie. En dan staan daar, sodat ons onberispelik kan wees, heel kan wees, suiwer kan wees, nie vals kan wees, nie vals kan sing nie. In hierdie boek van Richard Rohr eindig hy, so hy sê, so by all means, every day and in every way, we must choose to live in love. It's mostly a decision, and even be eager to learn the ever deeper ways of love, which is the unearned grace that follows from the decision. Lizette Marie skryf in 'n blog van haar 'n week terug, dan haal sy die Dordtse leerreëls aan, wat vir ons nogal baie oud voel, vir meeste van ons, maar dit is so mooi. En daar staan die volgende oor die Heilige Gees se werking, want ons kan nou besluit, ons gaan nou lovers wees, ons gaan nou 'n lewe van liefde leef, ons gaan nou die woorde en die melodie, maar ons kan dit nie doen sonder die Gees nie. En daar staan, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste deel van die mens, open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede is. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons vul en so aanraak, hoor ons die woorde en die melodie van die lewensmusiek. Sumon Kid sê, live life. Let love invade you. It will never fail in telling you what to do. Kom ons bid vir 'n lover se lewe, 'n lief, ons het nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, want minnaar sê dit 'n bietjie anders, dit voel so half eensydig. Kom ons noem dit net, om 'n lover's life te kan leef, sodat mense saam met jou voel hulle kan liefde gee en ontvang, dat hulle geliefd is in ons teenwoordigheid. Ek bid dat ons liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Dan sal ons op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, want die liefde bedek alles. Mag jy 'n mooi week hê, waarin jy hierdie kuns om lief te hê, nie net as 'n stokperdjie op die kant skuif, of wanneer ek tyd kry nie, maar dat dit werklik sal deursyfer in al jou verhoudings met ander mense, jou naastes, die mense in jou huis, die mense saam met wie jy werk, hierdie mens, jyself, en ook in jou verhouding met God. En 'n lieflike week. Julle kan ook 'n bydrae lewer vir hierdie forum van ons, hierdie bymekaar kom van ons elke Sondag, deur die SnapScan kode te gebruik of die bankbesonderhede op Envia se webtuiste te kry. Baie dankie.